Genade is met julle in vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. O Vader, is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming vir die opstanding van Jesus Christus en die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk word, en wat in die hemel vir julle in bewaring bly. Dis 'n eerste gesang, dis 'n regte gesang, maar Jesus weet, dat sal ek sê. Van achter en van voor omsluit u mij, u plaatst uw handpalms op mij. Waarin kan ik gaan? Weg van uw geest. Waarin kan ik vluchten? Weg van uw tegenwoordigheid. Klim ik op naar de hemel,
U is daar. Vanwege die doderijk, U is daar. Neem ek die vlerke van die daarraad, dan woon ek by die einde van die see, ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En al sien ek, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nagvolg, is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nog so lig soos die dag. Is die duisternis soos die lig. Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is die werke, en ek besef dit maar te goed. Amen. Die gemeente mag sit asseblief. Ons luister na die lewensafloop. Matthias Albers, seun van Ens August Albers en Eva Noyens van Scholz, is op 13 april 1964 in Johannesburg gebore, as sy vader pastor van die Paulusgemeente was, wat destijds nog in Housestead geleer was. Enkele dae later het hy deur die waters van die Heilige Doop met Christus se dood en opstanding erken. 'n jaar later is sy suster Heike gebore, vervolgens 2 jaar later deur sy broer Hartmut. Hulle het nooit 'n regte huisgemeente gehad gedurende hulle kinderjare nie. Aangesien al vader in 1967 na Ulsen en dan in 1974 na Greytown geroep is. Matthias het eers Ulsen laerskool en daarna Greytown hoërskool bygewoon. By sy aanneming in 1974 in Ulsen is sy vader op die volgende Bybelverse by 1 Timoteus 6:12 gegee. Skryf die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Vanaf 1980 was hy 'n student aan die Universiteit van Pretoria en 'n lid van die Paulusgemeente in Arcade. In 1983 het hy teologie aan die LTS in Pretoria begin studeer, insluitend 2 semesters en onbeoordeeld in Duits. Hy het sy eerste teologiese eksamen aan die einde van 1986 suksesvol voltooi. Matthias het sy vikariaat in die gemeente Pretoria Kempton Park in Springs begin en dit in Zeebrug voortgesit. Sy vikariaat is onderbreek deur 2 verpligte jare in die uniform van die Suid-Afrikaanse weermag. Hy het sy basiese opleiding in Heidelberg voltooi en was daarna as kapelaan by die hoofkwartier van die hoofkapelaan in Pretoria gestasioneer. Vanaf het hy ook tydelik in die Namibia-Angola grensgebied gedien. Nadat hy sy militêre diens voltooi het, het Matthias sy vikariaat in Lüneburg voortgesit, waar hy ook in 1990 sy tweede teologiese eksamen afgelê het. In Oktober 1990 is hy as pastor in die presiese Pretoria georden en onmiddellik daarna is hy aangestel as pastor van die Petrus Paulus Gemeente in Lüneburg. Aan die einde van 1998 is hy deur die Paulus Gemeente in Arcade geroep en in Februarie 1999 daarin die ambt bevestig. Na 13 jaar diens in Pretoria het hy die roeping van Pandel ontvang, waar hy sedert Julie 2012 die Pandelgemeente en dezelfde tyd die Afrikaanse Christusgemeente in Pretoria bedien. As student het hy Christa Klingenberg in die jeugdgroep ontmoet. Hy het op 26 Januarie 1985 in die huwelik getree. Hierdop het hulle met 3 kinders geseën. Stefan, wat nou met Philippa,
nog eens van rekenen gebeurd is, wie de geboorte van hulle kinders, die Kyla en later Jürgen, het hulle vir Matthias en Christen ihre titels Opa en Oma gegee. Andreas, hulle tweede kind, is pastoor van die Oudseinke gemeente in Wartburg. Hy is getrouwd met Maria, Loyens van Schmidt-Dahl uit Duitsland. En hulle 3 kinders, Benjamin, Lydia en Elisabeth. Al jongste, Maaike, is getrouwd met Herald Slingenberg. Hulle woon met hulle 3 kinders, Philip, Neil en Laura, naby Lüneburg. Matthias was er ongeveer 20 jaar betrokken bij Slimmerdale jeugdwerk. In 3 jaar was hij ook redacteur van die tekstschrift Ik ken de Kerk. Voor verschillende jaren heeft hij als precieze vertegenwoordiger in de raad van de redacteuren aan de Lutherse Theologische Seminar in Pretoria gediend. Toen was hij ook lid van die precieze examenraad. Er was dus altijd baie om te doen, maar die preek op Sondag en die bediening van die sacramente het altyd die belangrikste en dierbaarste grond gebly. Matthias was sedert Kersfees 2025 nie gesond. Hy was fisies moeg en dikwels siek. Sonder dat hy daarvan bewus was, het hy hartprobleme gehad. Op die aand voor sy dood het hy 1 keer ingestort en op die bed gaan lê. Toe hy even herstel het, het hy intussen nog 'n televisieprogram gekyk en toe gaan slaap. Tydens die nacht van 19 of 20 Januarie van die jaar het hy waarskynlik 'n hartaanval gekry en het vreedsaam in sy slaap gesterf. Hy word oorleef deur sy vrou, 3 kinders en 'n aangetrouwdes, 8 kleinkinders, 'n suster en broer met hulle onderskeie gesinne en 'n groot skoonfamilie. Geseënd is die wat in die Here sterf. Ek voorstaan my.
Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen. Ek moet eers sê, ek dink Matthias gaan bly wees om te hoor hoe die gemeente sing en die woord ook vandag sing. Ek kan lei in die engele en die hemel sing. Die Bybelvers dat die preek is die teks wat Matthias op die dag van sy bevestiging ontvang het. Dit is opgeteken in die eerste brief van die apostel Paulus aan Timotheus in die 6de hoofstuk, vers 12. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis oor baie getuies agterlê het. Here seën u woord aan ons almal. Amen. Liebe Christen, liebe Familie en liebe gemeente, een echtgenoot, vader en een opa en een baie goeie vriend vir baie van ons is oorlede. Sy dood het as 'n groot verrassing gekom en was daarom ook vir almal van ons 'n vreeslike skok. En ons is almal baie hartseer. Matthias is nie meer hier by ons nie. Dit is heeltemal normaal om hartseer te wees. Ons Here Jesus Christus was ook soms hartseer. Hy was hartseer oor die ongeregtigheid en die lyding in hierdie wêreld. En hy was ook baie hartseer oor die dood. Die dood neem nie net 'n persoon uit ons midde nie. Dit herinner ons ook keer op keer daaraan dat ons mense sondig is en voor God nie kan staan nie. Die loon wat die sonde gee, is die dood, sê die apostel Paulus in sy brief aan die Romeine. Dus bly die dood altyd iets beskruikliks. Dit is 'n oordeel. En vanuit 'n suiwer menslike perspektief doen dit eenvoudig seer wanneer 'n persoon vir wie ons baie lief was, nou nie meer daar is nie. Dit was goed om Matthias te ken. Dit was goed om onder ons te hê. Nie net sy familie, maar ook die gemeentes van Pambult en Petretief, en ook Wienerburg en ook Pretoria sal hom baie mis. En ons predikante sal hom ook baie mis. Matthias, soos sy pa, het 'n goeie sin van humor gehad. Die ouer predikante sal van al sy stories by die kampvuur in die Bosveld goed onthou. Hy het daarvan gehou om die stories van Tolle van der Merwe en ook Jan Spies te vertel. Ons het onsself amper doodgelag. En ek kan julle verseker, hy het die storie selfs beter vertel as die twee komediante. Selfs wanneer daar 'n bietjie spanning by 'n leraarskonferensie was, omdat ons met 'n teologiese saak geworstel het, kon Matthias die spanning ontloon met 'n ligsinnige opmerking. En almal het weer gelag. Dit was goed om Matthias daar te hê. Natuurlijk was nog 'n ander rede waarom al die predikante dit so baie geniet het om die leraarskonferensie by te woon. Dit is mos nie heeltemal normaal nie. Maar Matthias was die hoofkok, saam met sy goeie vrou Christa. En ek moet sê, ek wil jammer vir diegene wat nooit die geleentheid gehad het om Matthias se meesterlike kookkuns te geniet. Matthias was nie altyd seker of hy predikant moet word.
As 'n student het hy dikwels homself gevra, studeer ek eintlik teologie, net omdat my pa, wat destyds die president van ons kerk was en ook 'n dosent aan die seminarie, dit so wou hê. As 6-jarige studies het ons 'n jaar in Duitsland studeer en ons het ingeskryf vir 'n preekseminar. En op 'n stadium moes ons dan ook preek in goeie Duits. Matthias en ek was vir dieselfde Sondag gestudeer, iewers in Frankfurt. En Matthias het eers gepreek in 'n klein huisgemeente. Daar was nie juist vreeslik baie mense daar. Maar toe hy op die dag uit die kerk uitgestap het, het hy vir my gesê, nou weet ek dat ek predikant moet word. Matthias se bevestigingsvers is in die eerste plek 'n baie persoonlike woord. Oorspronklik gerig aan 'n jong predikant met die naam van Timotheus. En Paulus sê vir die jong predikant, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is. In die laaste gedeelte van hierdie vers is seker die belangrikste. En dit is waar alles begin. God roep ons. Hy nooi ons uit op die pad van die ewige lewe. Niemand soek God op sy eie nie. Dit begin altyd by God self. En Jesus het God na ons mense toe gekom. En dit is Jesus wat sy toekomstige disippels by die see van Galilea genader het en vir hulle gesê het, volg my, kom agter my aan. En dit is ook hoe die Here jou geroep het. Dat jy doop en dikwels daarna. Maar hierdie pad is nie 'n maklike pad nie. Want ons leef in die wêreld. Dag na dag paradeer die wêreld ons veronderstelde geluk voor die oë. En soms jaag ons daarna. Maar ons vind nie hierdie geluk nie. Daar is geen vrede in ons harte nie. Ons gee toe aan versoekinge van die wêreld en soek verlossing waar ons dit nooit sal vind. Vandag is ons baie dankbaar dat Matthias ondanks sy twyfel deur God geroep is om die blye boodskap van ons Here Jesus Christus te verkondig. Liewe vriende, die dood bring altyd 'n nuwe perspektief op die lewe. Die dood sê eenvoudig, stop. En dink 'n keer oor jou lewe na. En wanneer jy oor jou lewe nadink, besef jy 'n bietjie meer van wie jy regtig is. Ons hou daarvan om besittings in hierdie wêreld te versamel en dan vertrou ons daarop. En dan is ons nog vreeslik bekommerd wanneer die politici of Donald Trump van Amerika ons wêreld omkeer. Skielik is die godsvertroue maar baie min. Of ons mense wil reg wees en soek ons eie heerlikheid en ons eie eer. En dit is dikwels die geval met ons predikante. Ons wil opgemerk word, geag word, gerespekteer word en ons wil dikwels reg wees. Dit is hoe ons mense is. En daarom kan geen enkele mens voor God staan sonder die Here Jesus Christus
is ons almal heeltemal verloor. En ons kan onsself nie eers verander nie, want die sonde deurdring ons hele wese. Ons is heeltemal afhanklik van God se genade en sy waarheid. Om Christus te volg is 'n stryd wat met nederigheid begin. In ander woorde, ek kan niks op my eie doen. Maar daar is iemand wat my roep. Daar is iemand wat my aan die hand neem en saam met my op die pad van geloof loop. En dit is ons Here Jesus Christus. Hy het vir ons sondes gesterf, maar hy neem ons ook op sy hand, gee vir ons sy Heilige Gees en lei ons tot die ewige lewe. Vriende, julle moet nooit die hand van die Here los. Dit was die bemoediging wat Paulus aan sy jong kollega, Timotheus, gegee het. En Matteus het ook hierdie woorde van sy pa ontvang. Moenie los nie. Hierdie pad van die geloof lei tot 'n belydenis. Paulus skryf hier van 'n goeie belydenis voor baie getuies. Nou 'n Christelike belydenis sê, dit gaan definitief nie oor my nie. En dit gaan ook nie om wat ek gedoen of bereik het nie in die lewe. Dit gaan om 'n ander persoon, naamlik Jesus Christus, ons verlosser. Die belydenis is goed as dit op die Here Jesus Christus wys. En dit is die taak van elke predikant. En dit is ook die taak wat die Here vir Matteus gegee het. In die antieke tyd, in die tyd van Jesus, was hierdie belydenis baie moeilik om te sê, en terselfdertyd ook baie eenvoudig. In 'n wêreld waar die Romeinse keiser homself as die Here van die wêreld voorgestel het, was die belydenis van die Christene, Jesus is Heer. Nie die keizer nie. Jesus is Heer. Jesus wat aan die kruis vir my gesterf het en deur God opgewek is my Heer. Dis die belydenis. En soos alle geloofsbelydenis is hierdie belydenis, soos julle gehoor het, baie eenvoudig. Ons teoloë maak dit soms ingewikkeld. Maar die Christelike belydenis is eenvoudig. So eenvoudig dat 'n kind dit kan sien. En Christus sê, as ons die koninkryk van God wil binnegaan, dan moet ons soos die kinders word, wat God eenvoudig vertrou. Selfs as ons nie alles verstaan nie, en selfs as ons nie alles kan verduidelik nie. Die goeie belydenis is die, ek herhaal myself, wat op die Here wys, en vertroue op die Here wil wek. Sonder die Here Jesus Christus is ons verlore, selfs as ons goeie, briljante predikante of teoloë is. Maar met hom is ons oorwinnaars en erfgename van die ewige lewe. Baie het hierdie belydenis van Matteus gehoor, aan die preekstoele waar hy gedien het, in sy alledaagse pastorale sorg, in sy jeugwerk of by die vrouekampe van ons kerk. Ons gaan bedoopsmis in die volgende week. Matteus het 'n gawe gehad, 'n gawe van God, om
dinge eenvoudig te verduidelik en uit te wys wat regtig noodsaaklik is. Maar vandag gaan dit nie oor Matteus nie. Alhoewel ons om lief gehad het en van sy humor gehou het. Matteus self het baie goed geweet. Ek het hom geken. Ek kan nie voor God staan. Ek het Jesus nodig. En vandag dank ons God dat hy Matteus geroep het om 'n predikant te wees, 'n pastor te wees. Ons dank God vir die goeie belydenis wat hy in die naam van Jesus vir baie getuies afgelê het. En vandag by hierdie begrafenis van Matteus sê God ook vir elkeen van u, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is. Ons loof en prys ons Here, wat homself met ons versoen het, die ons daagliks ons sondes vergewe, die geloof wek en ons aan die hand neem op pad ewige lewe toe. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir die tyd wat Matteus in ons midde was. Ons dank U vir sy goeie belydenis oor baie getuies van die Here Jesus Christus. Troos asseblief die familie en laat ons almal ons vertroue op U alleen plaas. En mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en sinne bewaar in Christus Jesus, ons Here. Amen.
veral in die verkondiging van die evangelie. Ons bid U neem hom genade op en voltooi U werk aan hom in ewigheid. Here ons God, U wil ons in liefde ontmoet, dat ons nooit daaraan twyfel nie, selfs al verstaan ons U nie nou nie. Ons bid U vir almal wat oor Matteus bedroef is, troos hulle met U heilige woord, dat hulle hoop op U vestig, U versterk hulle geloof. Ons vra aan U genade ook die een wat U as volgende in ons midde sal wegdoen. Berei ons almal voor vir ons laaste uur. Versterk in ons die vertroue dat U ons sal vervolmaak. Daarom bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, onze Heer. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die kracht, en die eerlijkheid, tot in ewigheid. Amen. Die Here seën en behoed U. Die Here laat sy aangesig oor U skyn en wees U genade. Die Here verhef sy aangesig oor U en gee U vrede. Amen. Gemeente, mag dit asseblief. Die laatste gezang wat ons dit jaar zal sing, is allemaal rechtgenomen naar de gemeente in de staat. Iedere leide betuiging staan aan die familie in die zaal gedurende die eerste uitgespreekt wordt. Die familie dankt allemaal wat gehelpt heeft en dankt ook u voor die tegenwoordigheid. Als wij Afrikaanse tussenwoord was, dat is het wat wij verkeerd. Kom maar, ken je dat?
Amen.